Wel moeders, ons vertrou dat jy vandag 'n spesiale dag gaan hê. Nou ek wil vir Christa de Wet vorentoe nooi. Sy gaan vandag vir ons die woord bedien en dalk net so een of twee gedagtes oor Christa. Sy is nou wragtig 'n geestelike ma van hierdie gemeente. Ek onthou toe ek nou 'n jong laaitie was en in bediening gekom het en hier op span gekom het, was Christa se deur altyd oop. En ou kon net daar instap en dan bedien sy jou met woord en sy gee vir jou woord en sy bemoedig jou en Christa, ons waardeer jou. Sy en Rian is deel van ons gemeente en ek het haar spesifiek gevra om vandag die woord te bring. So bless jou. Kom ons verwelkom haar. Dankie julle. Hallo julle, wat 'n wonderlike voorreg is dit vir my om hier te staan vandag by 'n kampus wat ons wortels letterlik ingeskiet het. En as ek so oor julle kyk, dan weet ek dat hier mense hier sit vir wie ek so lief is. Dankie vir die uitnodiging, Eugene. Dit was lekker om jou te sien groot word en vir jou en Jana, waar julle is met hierdie 3, ek's profeties onthou. Ek het laat la. Maar hierdie 3 beautiful seuns wat julle in hierdie gemeente van ons ingebring het, is net wonderlik. So, dit is lekker om vandag saam met julle te kuier op Moedersdag. En die Here het so 'n sin vir humor. As hy iemand nooi om oor Moedersdag te kom praat, dan wil ek vandag begin deur te erken dat Moedersdag altyd vir my een van die moeilikste dae was. Ek het nooit daarvan gehou om 'n Moedersdag kerk toe te kom nie. Want dit was hierdie oomblikke wat hulle die moeders gelukwens en seën oor hulle uitspreek en daar was altyd so 'n stukkie in my hart wat sê, ek wil ook so graag 'n moeder wees. En wie julle toe kom die Here en hy maak my 'n moeder, hy maak my 'n moeder van geestelike kinders, want sy woord wat hy uitspreek, lyk anders as wat ek in die fisiese gesien het. Want wanneer God sê, is sy prentjie soveel groter as dit wat ek en jy ooit sien. So ek wil vandag bietjie met julle praat oor ietsie van 'n storie, maar ek wil daai storie anker in iets wat gister gebeur het en 'n woord wat in gister gespreek is. En wat het ek en jy in vandag nodig om seker te maak dat ons met die krag van die Heilige Gees elke dag kan lewe? En hoe lyk môre vir my en jou? Hoe lyk dit wanneer ons môre vat en ons sê, ons glo regtig in die woord van God? Ons kan kies, gaan ons in die nuus glo of gaan ons in die goeie nuus glo? En as ek vanoggend begin, wil ek vir jou 'n prentjie wys. Eerste wil ek begin by Genesis 1. Eugene het vir my hierdie pragtige presentation gestuur en toe sit hulle Genesis 1 daarin. Hy sê vir my, ek kan regtig oor enige iets spreek. Toe dog ek, maar ek moet begin by Genesis 1. Maar dit was eintlik net daaraan om vir my 'n layout te gee. Maar is dit nie amazing nie? Ek wil hê ons moet vanoggend weet dat in die begin het God die hemel en die aarde geskape. God is die God wat skape. En die aarde was woes en leeg en dit was donker, maar die Gees het oor die water gesweef en God het gesê, laat daar lig wees. Nou vanoggend is dit my begeerte van 'n skrif soos hierdie dat ek en jy vandag sal beleef dat God se Gees oor ons sweef, dat God se Gees in ons midde is en dat God vanoggend vir my en jou wil kom sê, laat daar wees en daar sal wees. Want God, wanneer hy spreek, skep hy. En vandag, jy weet wat se skepping jy in jou hart nodig het vandag. Ons God ken elkeen van ons in detail en hy wil jou op so 'n manier kom skep. So ek het die voorreg om deel van hierdie span te wees. Ek het vir julle 'n foto gewys, kom wys, dis toe ons nog jonk en mooi was. Dis hierso waar ons gesing het, toe ek jonk was kon ek doen net wat ek wou. Ken julle daai liedjie? Nou dis omtrent 20 jaar terug in my eie lewe, het ek die voorreg gehad om in hierdie gemeente voltyds deel van hierdie span te word. En as ek kyk na daai klomp mense, dan wil ek eerlikwaar vandag sê, dis mense wat my lewe
kom vorm het in 'n groot mate vir wie ek is vandag. Ons het die voorreg gehad om as span saam hierdie gemeente te begin. Ons het uitgeplant van Value Mart sentrum af tot hier, en hier omtrent hier waar ek staan, is 'n Bybel geplant, en ons het nou al baie in hierdie gemeente gepraat oor die Bybel wat hier geplant is. Maar ek was deel daarvan. Dit was so 'n moment om, wow, ons is deel van iets wat begin waar God 'n woord kom gee. En as hy sy woord kom gee en ons plant daai woord, gaan dit 'n boom word wat net so groot gaan wees. En die volgende prentjie is die boom wat ons geplant het, is in Jesaja 54. Was spesifiek, daar is die Bybel wat ons hier geplant het. In daai tyd het die woord vir ons gesê, Jesaja 54, make your tents large, spread out. En ek onthou hoe het ons, hierdie tent het groot geword, hierdie tent is groot, en toe, ewe skielik is die tent te klein, en ons hoor hoe die kinders sê, daar's te min plek, ons moet meer plek kan hê. Maar ons het fisies in 'n tent hierdie woord gekry, en ek het aan die woord gedink as 'n tent, dis ons nou waar, dis waaroor die Here die woord gegee het. Maar toe ek mooi in Jesaja 54 begin lees, toe besef ek hoe persoonlik is hierdie woord vir my geskryf. Want jy sien, Jesaja 54 praat van jubel. Die eerste woord wat hy daarop sit, hy sê, jy moet jubel, ek en jy moet jubel wanneer 'n woord gegee word. En ek wil vir jou so ietsie uit Jesaja 54 uitlees, begin hy deur te sê jubel. Maar hy sê, jubel kinderlose vrou, jy wat nooit kinders in die lewe ingebring het nie. En toe ek dit lees, weet ek hierdie woord praat met my. En net die Here kom en hy sê, dit wat jy dink, wat vir jou die slegste is, wat jy nie het nie, jubel daaroor vrou. Jubel daaroor waar jy vandag voel, ek het dit nie, dit is nie so nie, ander het dit, ek het dit nie. Die woord kom en hy sê, jubel, juis oor dit. Want wanneer jy jubel daaroor, kom die Here en hy sê, jou lewe gaan heeltemal anders lyk, as wat jy gedink het dit gaan lyk. En hy kom in Jesaja 54, hy sê, jy wat geen kinders voortgebring het nie, gaan meer kinders hê, as die een wat getroud is. En ek persoonlik het hierdie woord vir my gevat en gesê, Here, ek het nie 'n klou hoe dit lyk nie. Ek weet nie of ek so Sarah sal wees en hoe gaan dit lyk nie, Here, maar ek vat hierdie woord. Want al wat u vir Maria gesê het, is u vir Maria gesê, deur die engel het u vir Maria gesê, die gees van die Here gaan oor jou kom en jy gaan swanger word en jy gaan 'n baba in die lewe bring en daai baba gaan Jesus wees. En al wat Maria gedoen het, is sy het geglo. So wanneer ek en jy die woord lees en ons vat die woord en ons glo die woord, dan kom die Here en in sy woord, ek is net so geseën om deur Jesaja 54 te lees in my tyd van voorbereiding, wat hy kom en hy sê, wanneer jy my woord vat, want jy onvrugbare vrou wat nie kinders in die wêreld gebring het nie, gaan meer hê as die een wat getroud is, dan beleef ek die Here sê, span uit jou tentseile, maak meer plek in jou lewe, in jou hart, gee ruimte vir dit wat ek wil doen. Ek dink ons lewe baie keer in die beperktheid van wat ons dink die Here kan doen. Maar wanneer die Here vir jou sê, elkeen van ons vandag, span daai tentpenne, strek uit, want jy het nie 'n idee wat ek nog deur jou lewe kan doen nie. Dan kom hy in Jesaja 54 met 'n klomp beloftes. Hy sê, span jou tente uit, dink bietjie groter vandag. En dan sê hy, want jou skepper sal jou man wees. Die Here die Almagtige is sy naam. Die Here van Israel is jou redder. Hy is die God van die hele wêreld. Wees by ons wanneer hy oor ons spreek en sê, gaan doen jy dit waarvoor ek jou geroep het. Hy's God, hy's almagtig, daar's niks wat hy nie kan doen nie. En as jy Jesaja 54 verder lees, is daar 'n skrif wat hy so bevestig, wat hy kom sê, ek het jou so lief, hy sê, ek sal jou vir altyd lief hê. En dalk is daar van ons wat goed in ons lewe gehad het, wat jy sê, ek het droog gemaak hier en ek moes nie hierdie gedoen het nie, maar dan kom die Here, dan sê hy, ten spyte van dit,
Ek was dalk vir 'n oombliekie kwaad daaroor, maar niks gaan jou nou kan skei van my liefde nie. Ek sal jou nooit weer verwerp nie, want jy is my kind en ek is lief vir jou. So Jesaja 54 kom praat van liefde. En dan kom hy ook, as jy hom verder lees, dan sê hy, ek beloof vir jou, soos wat ek vir Noag beloof het, so beloof ek jou, dat ek nooit weer kwaad sal wees en jou sal straf nie. Maar my liefde vir jou sal nooit verander nie. My verbond van vrede sal nooit gebreek word nie, sê die Here wat jou liefhet. En dan hierdie is vir mammas vandag wat wonder, hoe gaan die toekoms van my kinders lyk? Kom Jesaja 54 ook net en hy sê, al jou inwoners, een vertaling sê, al jou kinders, sal deur die Here geleer word, en hulle sal altyd vrede geniet. Jou heerser sal regverdig optree. Nou in plain terme een vertaling wat sê, God sal die mentor van jou kinders wees. En is dit nie wonderlik nie? Mag jy vandag dit as 'n belofte vat waar die Here sê, ek het 'n woord oor jou uitgespreek, glo my, my liefde vir jou gaan nooit weggaan nie. Maar maak bietjie breër jou tentpenne. En mag jy vandag weet dat jou kinders deur die Here geleer sal word. So Jesaja 54 is nie net 'n belofte vir hierdie gemeente nie. Jesaja 54 het ook diep persoonlik vir myself geraak. En is 'n voorreg om deel van 'n gemeente te wees waar ons dit kan uitlewe. Ek dink 12 jaar terug toe ek en Rian hier uit Kameeldrif uit is, ek het regtig op daai stadium, ek het so diep harte liefde vir die mense in die gemeente gehad, en toe ons skuif Moot Campus toe, was dit vir my nogal een van die oomblikke van, Jesus, ek dink nie hierdie kan die Here wees nie. Hier moes iets gebeur het wat nou glad nie strook met wat ek hier gevoel het nie, want ek is so lief vir ons gemeente, ek is lief vir die mense, en hier kry ons die oproep dat ons moet Doxadeo Moot Campus toe gaan, en ek is so 'n bietjie vieserig vir Rian van, weet, hoe kan hy nou, is dit nou die Here, want die Here gaan ons met my ook praat. Maar julle, ons gaan toe nou uit, en die Here het met ons gepraat, en ons het uit Kameeldrif uitgegaan, in 'n ander gemeente, ook Doxadeo Moot, maar uit daai tyd uit, het die Here ook 'n baie groter prentjie kom hê, want hy het vir my daar kom sê, span jou tentpenne weier uit, en ek gaan nou 'n bietjie vir jou meer vertel, ek wil net 'n foto wys, hoe dit vir my gelyk toe ek in Kameeldrif 12 jaar terug weg is. Ek het letterlik vir die Here gesê, hoe kan jy? Ek is mal oor hierdie gemeente, ek is mal oor die mense hier, en ek het net beleef die Here sê, vertrou my, want dit wat ek vir jou instoor het, is baie groter as wat jy enigsins kan dink. So as jy dalk vandag voel, daar word iets van jou af weggevat, iets wat nie vir jou sin maak nie, wil jy nie net vandag hoor hoe die Here vir jou sê, daar's groter, daar's iets anders, daar's iets baie beter wat ek vir jou instoor het, as jy kan kyk na die wêreld deur my oë. So ons het aangestap, en in 'n 12 jaar pad, het ek in 'n maatskappy betrokke geraak, waar vandag as ek daarna kyk, is ons 'n maatskappy wat 5000 mense by is, en ek en Rian het die geleentheid en die voorreg om te bedien binne in daai besigheid. Dis wonderlik om te sien hoe mense in die besigheidswêreld, in die korporatiewe wêreld, die Here leer ken. Ons sit in groepe wat ons met moslems en hindoes, en maak nie saak wat nie, ons praat met mense. En hoe ons dit doen, ons doen dit deur mense lief te hê. Ek onthou toe ek hier weg is, het ek vir die Here gevra, Here, hoe sal dit lyk wanneer ek na die besigheidswêreld toe gaan? En die Here duidelik vir my gesê, go and love people well. Because if you love people well, they will eventually come and ask you about the Jesus that loves you well. En ek onthou, ek het 'n dag vir die Here gesê, Here, maar ek het nie die liefde vir mense wat U het nie. In 'n stukkie van my storie, een oggend op pad, het ek hier by 'n kerk in Breedstraat gestop, Transformation Church, en ek was die enigste blanke persoon wat in daai gemeente was die oggend. Ek het Rian laat weet, ek kom nie vir oggend as kampuspastorvrou na jou toe nie, ek gaan vir oggend bietjie 'n ander kerk bywoon.
En ek het hier ingestap in 'n gemeente waar net swart mense was. Julle toe ek daar instap, toe word ek soos 'n koningin behandel. En ek het ingegaan, ek het tot heel voor gegaan, hulle het my heel voor laat sit en ek het daar saam met hulle begin worship en op 'n oomblik vra ek dit vir die Here. Ek sê, Here, U stuur my in 'n wêreld in waar ek almal moet gaan lief hê. Sal U asseblief vandag vir my U liefde vir almal gee? En in daai kerk, daai oggend, gaan staan ek op my knie en ek sê vir die Here, Here, verbreed my tentpenne, rek my gedagtes, rek my hart, Vader. Gee vir my U hart vir alle nasies. En ek het daar tussen daai mense op my knie gaan staan en vir die Here gesê, gee my U hart. Jesus het oor die berg gekom, hy het die menigtes gesien en he had a deep compassion. Wie julle, ek en jy kan net 'n compassion vir almal hê wanneer die Here dit in ons harte kom oopmaak. Maar daai oggend gebeur iets in my hart, wat vir my 'n liefde gee vir mense wat anders is as ek. Daar's iets van 'n roeping wat oor ons lewens oopgaan, dat ek en Rian sal in die plek wees waar ons brugbouers tussen rassegroepe sal wees. Nou, hoekom vertel ek jou hierdie storie? Want hier waar ek gestaan het, het ek gedink, sjoe, dis groot. Wow, ons is deel van hierdie gemeente. Hierdie is die ultimate waarvoor die Here ons geroep het. Maar toe ons begin loop, het die paadjie in 12 jaar verseker nie gelyk soos wat ek gedink het dit gaan lyk nie. Maar as ons aanhou loop, dan kom die Here en hy sê, kyk wat ek deur jou lewe wil doen. Ons is nou die afgelope 4 weke in hierdie gemeente deel van 'n preekreeks gewees, Disciple Shift. As jy dit nie gekyk het nie, asseblief gaan kyk. Nou, wat is dit wat dit waarlik beteken om 'n volgeling van Christus te wees? Ons lewe in 'n tyd waar die Here ons wil skuif, waarin mense na jou kyk en sê, wat gaan aan met jou? Wat doen jy anders? Dat hulle iets van Christus in jou raak sien, wat hulle hoop gee, wat hulle moed gee. So die Here het my en Rian kom roep en vir ons na te kom laat stretch, om te sê, ek wil julle in ander plekke gebruik, by dit wat nog nie by julle verstand opgekom het nie. Die vraag is, hoe doen hy dit? Hoe doen hy dit deur my en jou? Want hier het ons op pad gestap en ons kom op 'n plek waar ons sê, Here, hoe? Boshoff en Blyde is ook hier en ek doen baie goed saam met Boshoff en Blyde. Boshoff Grobler leer ons altyd hierdie ding. Hy sê, what will you do if you are 100% sure that you will fail if it's not by the power of the Holy Spirit? Stop en dink. Want jy sien, as ons enige iets vanuit ons eie krag uitdoen, is dit die beperking van wat ek en jy kan doen. Hier is my skills, hier is wat ek geleer het, maar hier kom 'n oomblik wat die Here sê, ek kom en ek gee my gees vir jou. As jy dit deur my gees kom doen, is daar nie 'n einde wat ek deur jou lewe gaan doen nie. Dan is dit nie oor my en jou nie. Dan gaan dit oor die krag van die gees en wat hy deur ons kan doen. So in die nou, in hierdie oomblik, wil ek vir jou vra, is die Heilige Gees nog vir jou 'n werklikheid? Vir my 'n persoonlike skrif wat ek vandag vir elkeen van julle ook wil gee, is die skrifgedeelte wat in Jesaja 61 kom. As jy net vir my daai Jesaja 61 kom en hy maak hierdie uitspraak, hy sê, die Gees van die Here is op my, sy krag. Hy het my gesalf om deur sy krag die goeie nuus te gaan bring, om die te troos wat troosting nodig het, om die vry te laat wat vrylating nodig het, en om 'n genadejaar van die Here aan te kondig. Nou, of jy vandag 'n mamma is, en of jy vandag 'n ouma is, of jy 'n besigheidsman is, of 'n pa, maak nie saak wat jy is nie. As jy nou daai skrif kyk, dink julle nie ons het almal nodig om vandag te sê, ek vat hom, ek vat hierdie Here, want ek kan nie.
Ek kan nie lewe sonder die openbaring van die Gees van die Here is op my nie. En omdat U op en in my is, Here, kan ons gaan en 'n verskil in hierdie wêreld gaan maak. Weet ons wat die krag is, wat die Heilige Gees vir my en jou wil doen. Daar is soveel goed waarmee ek besig is in die besigheidswêreld waar ek weet, daar is net geen manier wat enige iemand hierdie deure sal oopmaak as dit nie die Here alleen is nie. Ek sit op plekke waar ek letterlik, ek weet, ek is regtig nie die skerpste potlood om hierdie tafel nie. Ek weet dit. Ek het niks gedoen om daar te kan sit nie. But God. En as ons daar kan sit en ons kan sê, Here, wat is dit wat U nou in hierdie oomblik deur my hier wil sê? Wil die Here vir ons woorde van wysheid en kennis en insig bring in situasies wat nog nie by ons verstand opgekom het nie. En dis wie ons is, want God het deur sy Gees ons kom bemagtig om dit te wees. Ek hoor so baie hoe mense deesdae sê, "Sjoe, ons is besig en ons hardloop en ek is uitgebrand en ek is moeg en dit maak nie saak wat ek doen nie, ek kom nie oor hierdie moegheid nie." Weet julle dat hier 'n bron hier binne in ons is wat sê, as jy van hier uit lewe, gaan ons nooit moeg word nie. Julle gaan hardloop en nie moeg word nie. Julle gaan nie uitsak nie, want ons lewe vanuit die bron van die volheid van die Heilige Gees wat in ons is. Hoe gaan ons hierdie wêreld verander? Is dat ek en jy opnuut moet besef, die Heilige Gees is in ons en by ons en deur ons. En dat ons 'n purposeful God dien, dat wanneer hy kom en hy sê, dan sal hy dit so maak. Hierdie is vir my 'n ankervers van my eie roeping op my lewe wat ek weet. Here, U het hierdie oor my gesê. Ons het nou die dag gepraat oor hierdie known by his glory, known by his love. En hoe gaan mense dit weet? Hoe gaan mense weet dat jy die liefde van God in jou hart het? Want dit steek uit. Jy kan dit nie wegsteek nie. Waar jy gaan, is daar 'n presence. Daar's 'n teenwoordigheid van die Here wat jy in 'n plek inbring. As jy bewus raak daarvan, gaan jy sien hoe jy omgewings kan begin beïnvloed. Maar dit gaan daaroor dat ek en jy moet besef, hier is ons bron. Here, in hierdie gaan ek nie instap en net aanhou hardloop en in hierdie maalkol bly van 'n ratreis nie. Nee. Ek gaan nie instap, want U het 'n woord gespreek. En omdat U 'n woord gespreek het, het U my gesalf om in hierdie omgewing 'n verskil te gaan maak. En binne in hierdie omgewing gaan ek glo, soos Maria, dat U gesê het, U woord sê hierdie, ek glo dit en daarom sal dit so wees. Mense vra vir my baie keer by die werk, Christa, wat is dit? Wat gebruik jy? Ek weet jy lyk anders as dit daai gummies wat jy kou. Wat is dit? Wat is jou pilletjie wat jy drink? Dat jy goed voel, dat jy so positief kan wees. Weet jy wat gaan in die wêreld in? Kyk jy nog TV? As ek vir hulle is net een pil wat ek drink. En dis die gospel. Ek skryf dit voor vir almal. Dis ongelooflik en is gratis. Maar dink julle nie dis tyd dat ons weer die woord begin eet nie, dat ons weer die woord vat en sê, ek kan nie lewe sonder elke woord wat uit die mond van God uitkom nie. Here, ja, gister het U vir ons 'n woord gegee. Ons gaan aanhou staan daarop. Ons gaan aanhou loop, al lyk die pad nie soos ons gedink het hy gaan lyk nie. Maar Here, in hierdie oomblik van vandag, gaan ons U woord kom vat. Ons gaan U woord aanhou eet. Want soos ons U woord aanhou eet, Here, kan ons U woord uitspreek oor hoe die dag van môre lyk. En wanneer ons begin stap en ons raak bewerig en ons sê dit, dis te veel, ons gaan dit nie kan doen nie. En ons bid en ons sê, Here, U het my tot hier toe gebring, U gaan tog seker mense rondom my sit wat kan help waarmee U hier besig is. Julle, weet julle wat kan die Here doen as ons hom vertrou? So ek wil vandag vir jou kom herinner, dat ons het 'n God wat in gister is,
wat was. En ons het 'n God wat in môre is, wat sal wees. Maar so het ons 'n God wat vandag, in hierdie oomblik, ek is God. En as hy vandag na my en jou kyk, dan spreek hy, dan sê hy, ek is, en wat het jy van my nodig? Wat het jy nodig? Het jy genesing nodig? Ek is genesing. Wat het jy vandag van my nodig? Here, ek het voorsiening nodig. Ek is voorsiening. Wat het u vandag nodig? Ek wil sien. Ek is die God wat jou laat sien. Wat het jy nodig? Want in die oomblik, in hierdie oomblik hier, is God alles wat elkeen van ons nodig het. So ek wil jou vandag kom bemoedig, dat al lyk die lewe nie soos wat ek en jy gedink het dit gaan lyk nie. God is, ek is. Voor ek klaarmaak, wil ek julle net vinnig 'n fotootjie wys van hoe ons kinders lyk. Ek en Rian, nie buite-egtelike kinders nie, almal het ons aangeneem. So ons is baie dankbaar. Die middelpunt van ons lewe is ons pragtige Rietjie. Sy het ons lewe totaal en al oorgeneem en soos julle kan sien, daai fotootjie in die linkerkant was die eerste oomblik wat hierdie mamma haar kind gesien het. Ek kan nie vir julle sê wat het in my hart gebeur nie. So vir elkeen van julle mammas wat vandag daai moment ken van ek kon my kind in my hand vashou en haar sien, ek wil net vir julle sê ek identifiseer so bietjie daarmee. Daar's nie 'n mooier moment nie. Maar hierdie is sommer net 'n paar foto's van ons geestelike kinders wat ek en Rian die voorreg het om ouers te wees van ons vriende se kinders. Ek het die voorreg om in die besigheidswêreld waar ek funksioneer kinders te hê wat my bel en vir my raad vra, wat vir my mamma sê, wat letterlik inspraak in my lewe kom vra. Hulle vra, hoe moet ek hier maak? Hoe dink jy hieroor? Van die mense wat op hierdie prentjies is mense wat Vivian daar aan die linkerkant heel bo het sy eie gemeente in Delmas geplant uit 'n 20 jaar pad wat gestap is. En die Here sy roeping kom bevestig het, is Vivian werk voltyds waar hy werk, maar naweke het hy 'n gemeente in Delmas wat hy hardloop. En is amazing om te sien wat die Here deur mense se lewens kan doen. Ek en Rian het die voorreg om mense na die Here toe te lei, ons doop hulle in ons swembad by die huis. En ek het die voorreg om in 'n plek te wees waar al wat ek doen, I am present. Partykeer is dit die enigste ding wat ek het om vir mense te gee, en dit is tyd. So dis my begeerte vir elkeen van julle vanoggend, is dat ons tyd sal hê om teenwoordig te kan wees vir die seuns en die dogters wat die Here op ons paaie gestuur het. En dan die laaste ding wat ek wil sê, as ons net so bietjie na môre kyk, dan sit hier ouer mense in hierdie vertrek. Oom Vaan, as ek na julle kyk, Oom Vaan, hulle het hier gestaan, was so oud soos ek nou is, toe ek in hierdie bediening was. En Oom Vaan, hulle staan nou hier, aan die 80ste kant, en steeds is hulle hier. En hulle is die skare van geloofsgetuies wat aanhou om ons aan te moedig. Elke keer wanneer ons iets doen, dan sê hulle, well done, hulle moedig ons aan. So of jy vandag 'n nuwe ouer is, wat in jou 20s, 30s is, hoop ek ons kan vandag vir jou sê, hou aan loop, al lyk die pad nie soos jy gedink het dit gaan lyk nie. As jy vandag in jou 40s en 60s is, moenie toelaat dat ambisie jou lewe kom steel nie. Vra vir die Here vir daai vars salwing van sy Heilige Gees en hou aan om die pad te stap met hom in jou. En as jy vandag op die plek is waar jy sê dis tyd vir refirement, ek is nou daar. Ek gaan nie retire nie, ek gaan nou refire. So vir die volgende 20 jaar, watch the space. Waar jy ook al is, weet vandag, as God na jou kyk, dan sê hy, ek het jou nodig in my koninkryk. Sal jy asseblief opstaan, sodat ek jou kan gebruik. Maar ek stuur jou nie alleen nie. So terwyl die worship team opkom en my kom help met hierdie stukkie bediening, wil ek vanoggend dan die laaste skrif vir julle met julle deel waar
net die stukkie van Maria, waar die engel na Maria toe kom en sê, ek groet jou, geseënde vrou, die Here is met jou. En dan vers 38 is gewillig om te aanvaar en te glo wat hy ook al wil. Mag alles waar word. Jy is geseënd omdat jy vertrou het dat die Here sal doen wat hy gesê het. En ek wil net vanoggend hê jy moet hierdie woorde vir jouself vat en sê ek is geseënd want die Here gee vir my 'n woord. Ek is geseënd omdat ek glo dat wat die Here sê sal hy in vervulling bring. En ek is geseënd omdat ek weet die Here stap saam met my elke tree van my lewe. Ek hoef niks alleen te doen nie. Die krag van sy Heilige Gees is in ons en op ons. En as jy vanoggend hier sit en jy sê, Christa, ek het regtig daai vars uitstorting van die olie van die Heilige Gees vanoggend nodig. Die Gees van die Here is op my. As jy dit vanoggend nodig het, wil jy nie net saam met my opstaan en net jou hande so in die lug kom steek en sê, Here, ek's vandag 'n kandidaat dat U hierdie kannetjie kom volmaak, want ek wil funksioneer vanuit die krag van dit wat U vir my gee. As jy enigstens wil staan vir dit, is jy so welkom. Here, vanoggend kom staan ons as 'n gemeente. Ons staan op vir U woord, Here. Ons staan op en sê ja vir elke ding wat U oor ons lewens uitspreek. En Here, ek kom bid in hierdie oomblik dat U sal kom en gedagtes kom stretch, Here. Dat ons onsself sal sien soos U ons sien. Die rykdom van ons roeping, Here, net soveel groter is as wat ons ooit self kon dink. Here, ek kom vra dat U ons sal help, dat ons denke sal vernuwe en dat ons waarlik waar soos U sal kyk en U koninkryk op hierdie aarde gaan vestig. En Here, dan kom staan ons as 'n gemeente voor U vanoggend en ons kom sê, Here, ons is letterlik dors. Dankie dat die olieprys wat U vir ons gee nie gekoppel is aan die olieprys van buitekant nie. Dit wat U nou in oomblikke hier vir ons gee is gratis. En Heilige Gees, ek kom vra dat U sal vul van kop tot tone. Dat daar nie 'n stukkie in ons mense se lewens sal wees wat nie deurdrenk is deur die volheid van God nie. Ons kom verklaar vandag, Here, dat ons nie sonder U kan funksioneer nie. Ons verklaar vandag dat ons weet, Here, dat dit wat ons sonder U doen, is in elk geval vrugteloos. En ons wil vandag mense wees wat vorentoe strek met die wete dat God met ons is en is uit U krag en U salwing wat ons dit doen. So kom vul elke mens met U krag en vir die wat moeg is, Here, sal U vandag nuwe energie kom gee, sodat ons sal hardloop en nie moeg word nie. En dat ons nie sal uitsak in hierdie wedloop waarvoor U ons genooi het nie. Vader, ons seën vandag net elkeen van hierdie mense in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus en ons dankie dat U by ons is in elke tree wat ons gee. Ons bid ook vir Eugene en sy vrou, Here, met die hele gemeente, hierdie hele span. Ek kom vra, Vader, dat U oorspronklike woord oor hierdie gemeente ja en amen sal wees. En vandag kom stretch ons, Here. Ons sit ons tentpenne verder uit, want dit wat U wil doen sal so wees in hierdie gemeente. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons bly staan en dan sing ons saam. Die Here seën jou en bewaar jou, maar in Engels, nee. Kom ons sing lekker saam en vat dit vir jouself. Elke woord. Dankie.